Goeiemôre. Jy luister na die 57ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is nuwighede en verveling. Ons gesels verder oor insig te verkry uit die boek The Power of Moments deur Chip en Dan Heath. As jy lief is vir lees en nuuskierig is oor die lewe, is dit 'n fantastiese boek om te lees. Navorsers het gaan kyk na wat die mees ingrypende en betekenisvolle lewenservaring sou wees vir 'n baba wat pasgebore is. Met ander woorde, met hierdie klein babatjie kyk 'n mens vooruit en dink, watter gebeure oor 'n leeftyd heen sal die grootste impak op hierdie baba se lewe hê? Die 10 belangrikste gebeurtenisse wat mense gesê het, waarskynlik hierdie kind se lewe gaan definieer, is die volgende: die geboorte van kinders, om te trou, om skool toe te gaan, hoërskool, om verlief te raak, die dood van 'n geliefde, aftrede, om die huis te verlaat, 'n ouer se dood, 'n eerste werk. Wat interessant is dat 6 van daardie 10 voorbeelde in 'n baie kort lewenstydperk gebeur, rofweg tussen die ouderdom van 15 en 30 jarige leeftyd. Natuurlik verloop nie almal se lewens noodwendig so nie, maar baie mense sin wel. Die disproporsioneel belangrike tydperk van 15 tot 30 word deur sielkundiges die reminiscence bump genoem. In Afrikaans kan ons praat van 'n geheuepiek in vroeë volwassenheid. Hoekom is 'n tydperk wat minder as 20% van 'n mens se lewe uitmaak so belangrik? Die rede hiervoor, reken kenners, is dat dit 'n tyd van eerstes is. 'n eerste ernstige verhouding, 'n eerste werk, bestuurslesse, 'n eerste voertuig, om uit die huis te trek en 'n eie lewe te begin, die ervaring om te kies hoe jy jou dae wil spandeer, trou, 'n eerste intieme ervaring, 'n eerste kind. Waarom is daar minder sulke ingrypende en bepalende oomblikke later in ons lewens? Wel, die dag as jy trou en kinders het, gee jy weer al jou vryhede op wat jy so kortstondig vreugde ingevind het. Nee, ek grap net. Die ware rede is dat baie eerste ervarings in daardie kort tydgleef gebeur en daarna is nuwe ervarings, veral sulke groot oomblikke van nuus, minder gereeld. Wat interessant is dat nuwe ervarings ons gevoel van tyd beïnvloed. Met ander woorde, wanneer ons 'n nuwe ervaring beleef, voel dit letterlik of tyd stadiger beweeg, omdat ons brein alle kapasiteit inspann om sin te maak van daardie nuwe gebeure. Byvoorbeeld, in een eksperiment het hulle vir deelnemers 'n reeks foto's gewys. Die meeste van die foto's was identies: breinskoene, 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 horlosie, breinskoene, breinskoene, ensovoorts. Elkeen van hierdie foto's is vir presies dieselfde tydperk op die skerm geflits. Deelnemers was egter almal oortuig dat die foto van die horlosie langer op die skerm vertoon is. Neuroloë verklaar hierdie verskynsel soos volg: ons brein raak verveeld met dieselfde foto wat oor en oor vertoon word. Met elke herhaling van die foto spandeer ons brein minder en minder energie om dit te ondersoek. Die oomblik wanneer daar 'n nuwe foto verskyn, begin jou brein skielik weer met groter belangstelling reageer. Hulle praat van the density of memory, wat die gevoel gee dat tyd stadiger verbygaan. Die skrywers van The Power of Moments sien hierdie verskynsel as 'n belangrike verklaring vir ons ervaring dat tyd vinniger verbygaan soos wat ons ouer word. Ons ken dit mos. Elke jaar voel dit vir jou of jou lewe vinniger verbygaan. Ons lewe bestaan al meer uit roetine, al meer uit herhaling. Byna 'n geval van breinskoene, 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 elke dag van ons lewe. Daar is min nuwe ervarings, min verrassings. Het ons werklik ons mees onvergeetlike dae agter ons begin laat?
Raak ons verveeld en vervelig met al ons reise om die son? Word ons lewens 'n sikliese verveling? Dis 'n tema waaroor ons diep behoort na te dink. Môreoggend praat ons verder hieroor, en veral oor maniere om onvergeetlike en definierende oomblikke te skep, soos wat ons lewe aangaan, sodat ons ons nie skuldig sal maak aan die sonde van verveling nie. Vanoggend se gebed kom uit die Groot Gebedeboek en is een van my gunsteling gebede, juis omdat dit in die alledaagse soveel vreugde vind. Kom ons bid saam. Here God, ek het vanmôre vreugde aan die lewe. Ek dank U vir hierdie nuwe dag. Ek gooi my vreugde in die lig op soos voëls, want die nag het weggefladder en ek verheug my oor die lig. U son het die dou weggebrand van die gras en die donker uit my hart verdryf. Daarom is die woorde wat vanoggend uit my mond kom, net vreugde en dank. Here, ek is vanmôre vrolik. Die voëls en die engele sing en ek sing ook. Die heelal staan bakkant vir U genade en my hart ook. Die son skyn op my lyf en ek dank U daarvoor. Die branders breek op die strand. Dank U daarvoor. Here, ek verlustig my in U skepping, want U is daarin en daarbo en daarachter, en ook in my. Ek is gelukkig, Here, bly, vol van blydskap. Here, ek gooi my vreugde soos voëls in die lug op. 'n Nuwe dag gaan singend oop, chirp en kwetter van U liefde. U genade skitter in elke uur. Halleluja, Here. Amen. Dit is 'n gebed uit Wes-Afrika. C.J. Langehoven het gesê, gooi vir jou gas chicory by die koffie, en hy sal die chicory onthou en die koffie vergeet. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.